die aantal ione in 3 mol aluminiumsulfaat is. En dan gee ek vir jou aluminiumsulfaat. Okay, so ek sê vir jou dis dit. En ek vra vir jou hoeveel die aantal, so die hoeveelheid ione daarin in 3 mol van hulle. So eerstens moet jy weet, aluminiumsulfaat is 'n ioniese verbinding en hy sal dissosieer om vir jou 2 aluminium ione te gee en 3 sulfaat ione. So 1 molekuule gee vir jou 5 ione. En dan sê hulle vir jou, maar jy het nie net 1 mol molekules nie, jy het 3 mol. So 3 mol gaan vir jou 15 mol gee of 5 maal met 3 obviously. En dan vra hulle vir die hoeveelheid, so jy moet dit maal met Avogadro se konstante en daarom is die antwoord D. Okay. Vraag 1.3, 1.2 sê hulle, wat het een van die gasse hieronder het die kleinste volume by STD? Nou jy moet weet volume gaan ons so gaan uitwerk en omdat by STD hulle almal dieselfde molêre gasvolume het, kan ons sê dat die een wat die grootste mol het, die grootste mol het, gaan die grootste volume hê. En dan sien dis 2 gram, 2 gram, 2 gram, 2 gram, 2 gram, so almal se massas is dieselfde. So wanneer jy 'n mol moet gaan uitwerk en jy gebruik die massa formule, dan kan ons sê dat mol is omgekeerd eweredig aan molêre massa. Okay, so wat gaan ons kyk? Ons gaan kyk vir die een met die kleinste molêre massa. We gaan die grootste mol hê en as jy die grootste mol het, gaan jy die grootste volume hê. So die een met die kleinste molêre massa, ons het stikstof wat 28 is. Dan het ons koolstofdioksied wat 44 is. Ons het metaan wat 16 is. En ons het swaweldioksied wat 64 is, dink ek. So die kleinste ene daar is natuurlik metaangas. So die antwoord is C. Ja. Nee, wat het jy gesê? Sê weer? Nee, maar onthou die een met die as hy die grootste molêre massa. Vra hulle vir die kleinste volume. O, skus, hulle vra vir die kleinste volume. Skus. Is die kleinste volume? Kleinste volume kor die kleinste mol kor die grootste molêre massa. Skus julle, hy gaan die grootste ene wees en ons die kleinste, D gaan die kleinste wees. Skus. Okay, 1.3. Sê hulle vir jou, indien jy 4.2 gram magnesiumsulfaat in soveel water oplos, wat is die konsentrasie? Waarmee is jy besig, Dian? Okay, want aandag kan nie. Ek gaan dit verloor. Okay, en dan gee hulle vir jou die volume as 400 kubieke sentimeter. Nou ons werk nie met kubieke sentimeter nie, ons werk met kubieke meter, so dit is maal 10 to die mag minus 3. Nee? Okay, en dan, hulle sê vir jou magnesium, sulfaat, en jy moet sy formule gaan self uitfigure het. Magnesium is in groep 2, so hy is plus 2, sulfaat is 'n polyatomiese ion wat minus 2 is, so hulle pas net so perfect by mekaar, so dan is dit 24 plus 32 plus 4 maal met 16, 3 gaan, wat is die molêre massa? Nee, wat is die molêre massa? 120. Ag, glo jy? Okay, konsentrasie is massa oor molêre massa maal volume. 4/2 oor 120 maal 0.4 en sy weer wat het jy gekry? 0,0875. 0875. Reg, het ek dan verkeerd afgerond in die antwoorde? O, 0,08, ja. Nee, 0, ek het 0, sorry. Okay, so die laaste is D. Nee, excuse, ek is by verkeerde antwoord. A. Sorry. Ja. As ons hoop hulle klokke. Okay, 1.5 sê hulle vir jou, die minimum energie benodig vir reaksie om plaas te vind is die wat anker?
Die aktiveringsenergie is 'n definisie wat jy moet gaan leer het. 1.6 vra hulle vir jou watter chemiese reaksie is Is daai nou 1.4? ag 1.4. As jy hulle my oog twitch al vir vanaf Vrydagoggend. So ek kan dit nie meer nie. Ek kan nie meer sien nie, ek wil nie meer sien nie. Hy is baie seer. Wat sê my? Wat beteken dit? Hulle sê jy slaap te min. Ek slaap al vir 5 jaar min. Hulle sê drink te min water, onmoontlik. Hulle sê drink te veel koffie, ek drink 2 koffies 'n dag, onmoontlik. Sê weer? Dat ek te min in die son is, ook onmoontlik. Dis emosionele stres. Hulle sê stres is een ding, maar ek stres ook al vir 5 jaar. Ek het al kontraktieksimptome van julle gehad. Sê weer? Van wat? Van 12 jaar terug. Ja. 12 jaar terug? Ek sal ouer is dit, 15 jaar terug. Okay, 1.5 sê wanneer 0.12 mol waterstof met oormaat stikstof reageer, watter mol ammoniak sal vorm? Okay, so jy dit is die reaksie. En ons kyk na waterstof teenoor ammoniak. Okay, dit is ons ding. En weer? Ons gaan nie nou daai video kyk nie. Sit jou foon terug. Daar. Tog jy gooi is weg. Ek tog soos jy's goeie maniere. Want ons kinders wat hulle papiertjies net in my klas neergooi, net daar. Dit is onaanvaarbaar. Okay, so dit is 0.12. So wat gaan jy doen? Gedeel deur 2 maal met 3 en dit gee vir jou 0.8. So die antwoord 0.8. So die antwoord is D. Sien, ek was nie so nou. Okay, 1.6. Watter chemiese reaksie verteenwoordig 'n endotermiese reaksie, Dian? Sê vir my, wat is 'n endotermiese reaksie? Nou weer in jou eie woorde. Nadat jy klaar geëet het. Energie wat opgegee word kleiner as die energie van die reagense of die aktiveringsenergie. Ja. Goed, so as jy daar kyk, die eerste een sê hulle vir jou, hulle gee die vergelyking en dan sê hulle die entalpie is groter as 0. En dit beteken natuurlik dat iets endotermies is. So die antwoord is A. Wat is fout, Jean-Marie? Nee, jong. Ja, nee, ek sê nee, ek sê. Wat fout? Okay. Alright. Goed, ek kan nie. Okay, watter een van die volgende is waar vir wanneer die suurheid van 'n oplossing toeneem? Okay. So die suur raak meer. Nou gee hulle vir jou die konsentrasie van die hydronium die konsentrasie van die hydrogen-ione. Sjoe. En die sê weer? Akkord? Luister hierso, imagine ek vra vir verlof, waar kan koffie 1 periode 'n dag? Akkord koffie. Ek het nog nie koffie gehad vandag nie. Sê weer? Jy kan sien, my onttrekkingssimptome is erg. Okay, goed. Wylen. Wanneer 'n suur hoër word, wat gebeur met die konsentrasie van hydronium-ione? Hy word meer, want hydronium is suur. Ja, ons is nie daar nie. Ek is nie by pH nie. Ek is nou hier. En Linden, wat gaan met die pH gebeur as dit meer suur word? Hy word laer. Kan julle sien? Ja. Dis nie so Twitch gaan weg nie, dis 'n Twitch so. Hæ? Hulle sê ek Google vanoggend, ek is soos baie foute sê hulle kan iets in my brein wees wat verkeerd is. Dalk is dit in my laaste paar maande op aarde. Hæ? Dink jy nie ek sal alles probeer nie? Okay. Goed, so die antwoord is B.
Okay. 1.8 sê hulle vir jou. Gedurende titrasie, nou Leandra, as ek sê titrasie, waaraan dink jy? Kyk, julle, ek kan nie nog dit ook nie, soos ek kort koffie. Okay. Gedurende titrasie van soutsuur en natriumhidroksied, soos aangedui, het 'n leerder per ongeluk verby die eindpunt getitreer. So wat beteken dit as hulle verby die eindpunt getitreer het? As hulle drup, toe neutraliseer het, en is daar nog 'n druppel by, en toe is dit nou te veel suur bygegooi, te veel basis bygegooi. Okay, nou kan jy sien daar, in die prentjie hier langs, dan gee hulle vir jou die Erlenmeyer fles, en dan gee hulle vir jou die Biret, en dan sê hulle vir jou hier binne-in is soutsuur. Okay, so natuurlik was hier binne dan nou gewees die natriumhidroksied, so dit was 'n basis gewees, nou drup hulle die suur in, totdat dit geneutraliseer is, en nou het hulle nog suur bygegooi, kon nie nog basis bygooi nie, want die basis bestaan net te begin, so hulle het te veel suur bygegooi, okay, nou vra hulle vir jou, watter een van is waar vir die oplossing in die fles, okay, nou as weet dit moet 'n suur wees, soos of A of D, en dan sê hulle vir jou die konsentrasie van die waterstof-ione, is kleiner as die konsentrasie van die hidroksiedione of die konsentrasie van die hidroksiedione is kleiner as die konsentrasie van die waterstofione. Okay, en dan suur en dan suur. En dit was jou A en D se antwoorde. So watter een is waar, Charles? Ek het vir Henk geskiep want hy was die hele week afwesig, hy weet niks nie. Ja? Het jy al die video's gekyk, Henk? Sê weer? Jy is besig tans, soos ons hier sit. Nee, dit is gister. Okay, goed. Want ek het gekyk of julle die video's gekyk het en teen Sondag, Saterdag het nog net een persoon gekyk en dit is definitief vir Salman. Regtig? Nee, jy jok. Charles, wat sê jy is dit? Sê weer? Die is die antwoord van die konsentrasie van die suur moet groter wees. Leandri, wat is die titrasie? Wanneer dit neutraliseer beteken, neutraliseer die pH moet 7 wees. Nee, dit beteken jy voeg 'n suur en 'n basis by mekaar. Ja. Sê weer? Ek kon moontlik. Ek het hierdie vraag self gestel. Ek het 'n kursus gedoen wat gesê het 70% van die tyd is die antwoord C en ek probeer op 'n nog van maak om die antwoord net C te maak. Soos nou nooit seker is dan gaan ons reg. Nee, wel ek sal nie die vraag stel om op te stel. Okay. Goed, nou, daar was vraag 1.8, 1.9, sê hulle vir jou, wat het jy van die volgende gebalanseerde vergelykings verteenwoordige redoxe reaksie? Ons nog nie redoxe reaksies gedoen nie, maar dalk, ons het gedoen ion-uitreilings en ons het gedoen suurbasis. So dalk het jy gedink, as ek weet wat is suurbasis, wat is ion-uitreiling, kan ek uitfigure wat is die redoxe reaksie. So kom ons kyk wie het verby hulle nie eens gedink. Die eerste reaksie het jy waterstof plus die hidroksied gee vir jou water. Hierdie is die ionproduk van waterreaksie, so dit gaan by sure en basisse. Die volgende ene sê vir jou, jy het magnesium met kopersulfaat en dit gee vir jou koper plus magnesiumsulfaat. Hierdie is definitief nie 'n suurbasiese reaksie nie. Okay, dit is nie 'n neerslag wat vorm nie, want as jy sien daar staan aqueous, dit sê die solid, daai is 'n solid, maar koper op sy eie is 'n solid. 'n Neerslag is 'n onoplosbare sout. En 'n sout is 'n positiewe en negatiewe ion. Dan het jy hier, die volgende ene is natriumkloried en nitraat. Gee vir jou natriumnitraat en loodkloried en daar sê ek vir jou vorm 'n solid. Daai solid sê vir jou dit is 'n neerslag. So hierdie is 'n ion-uitreilingsreaksie of 'n neerslagreaksie. En dan die laaste ene is swaalsuur plus bariumnitraat gee vir jou bariumsulfaat en 2 salpetersuur ione.
Hierdie is 'n solid, dis weer 'n positiewe en 'n negatiewe ioon. Wat beteken dis 'n sout? Wat beteken hierdie is 'n neerslag? Want dis 'n onoplosbare sout. So hulle vra vir jou wat is 'n redox reaksie? Ons het gesê hierdie een is ioon-uitruilings, daar is ioon-uitruilingsreaksies. Hierdie een is die ioonproduk. So die antwoord is B. Is 'n redox reaksie. Kyk. Kan ek sien wie dit reg? Okay, mooi julle drie. Of reg geraai of julle het hom probeer uitfigure. Dan die laaste ene sê vir jou watter een van die volgende grafieke verteenwoordig korrek die verhouding tussen druk en volume van 'n geslote massa gas. Hulle vra vir jou daar watter wet? Wie se wet, Pieter? Rots. Ek sien jy merk na jou toetse, spoedtoetse, rots. Ja, rots. Hulle wag net sê gou met wat wie se wet? Ek weet vra wie se wet. Wie se wet word hier gevra? Dit Boyle se wet en Henk Louis, kan jy vir my Boyle se wet in woorde gee? Mooi. So hulle sê hulle is omgekeerd eweredig aan mekaar. Wat beteken die grafiek moet so lyk? So die antwoord is B. B vir Boyle. Nee. Okay. Vraag 2. Vra hulle vir jou. Magnesium en soutsuur reageer om sout en waterstofgas te gee volgens die volgende onvoltooide ongebalanseerde vergelyking. So hulle gee vir jou magnesium plus soutsuur en dan bla 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 bla. Dan sê hulle vir jou in so 'n reaksie voeg jy neon. Ja. Ek wil vra het jou ma nie vir jou maniere geleer maar ek seker sy het. Die volume is 50 kubieke sentimeter en die konsentrasie is 0.7. Wat? Okay. Wel, ek moet dit vir jou ook vra want jy praat terwyl iemand anders praat. Hy gaklip hard so. Okay. Vraag 2.1.1 vra hulle herskryf voltooi en balanseer die gegewe vergelyking. Ardu. Wag, skus sê wie ek kon nie hoor nie. Nee. Net so, Pieter was fout. Jy moes vraag 1, 2 en 3 gedoen het. Ja, skus Ardu mag. Okay, en jy is happy met my magnesiumkloried so. Nee, ek is by magnesiumkloried. Yes, want kloorsin is -1 en dan moet jy hom balanseer en jy sê dat word dit 2HCl, dis heeltemal reg. Goed, dan vraag 2.1.2. Dit sê hulle vir jou, definieer die term standaard oplossing, Jean-Marie. Okay, dit is 'n oplossing waarvan presiese konsentrasie bekend is. Okay. Vraag 2.1.3. Bereken die hoeveelheid mol wat in die soutsuuroplossing teenwoordig is. Amonai. Jy het nie gedoen nie, het nie 'n vraag stel nie. Frederik, jy het dit gedoen nie. MW. Nee, jy moet die som doen, bereken. Het tel 3 punte. Wag, sê weer, begin weer. En is gelyk aan die massa of die molare massa. Vir soutsuur. Soutsuur. Dit die hele aanslag. 2.1.3. Ja, Maar kyk dan op jou vraestel wat langs jou is. Ja, help jou vriend. ek sê is Ja. dis ek sê as 0.7.
Ja. En die volume was 0,05. En wat kry jy vir die mol? 0,035. Dankie. Okay, gaan jy jou vriend uithelp MW of moet jy maar onsself help? Want hy het jou gehelp nou. Ek het sien ek het dit omgery. 2.4 was daai en my. Nou met 2.4 tel 5 punte. Okay, so nou vra ek vir jou bereken die molreaktant wat oorbly nadat die reaksie volledig voltooi is. So jy weet nou die mol van jou soutsuur, nou wil jy die mol van jou magnesium gaan uitfigure. Dis 5 gedeel deur 24. Wat kry jy vir daai mol, Rikus? 0,208333333. Okay? Nou wil ons kyk wat is ons molverhouding. So jy het magnesium teenoor 2 soutsuur, so die molverhouding is 1 tot 2. Dan sê jy, as ek al my magnesium gebruik, hoeveel soutsuur het ek nodig? Nee, dus ek skryf nie my soutsuur neer wat ek al bo gaan uitwerk nie. Die trek 'n streep en sê hoeveel gaan ek nodig hê? So jy gaan moet daai maal met 2 en jy kry dan 0,416666. Dan vra jy vir jouself, het ek soveel? Ek het 0,035. Dis hopeloos te min. So ek het nie soveel nie. Wat beteken dit? Dit beteken van die magnesium het ek te veel van. Ek het van hom in oormaat en die soutsuur is my beperkende reaktant. Okay, maar die vraag was nie net bepaal wat is so beperkend nie. Die vraag was hoeveel het jy van die een wat oorbly? Okay, so ek kan nie sê ek gaan al hierdie magnesium gebruik nie. Ek moet gaan uitfigure hoeveel van hom gaan ek gebruik. So ek gaan nou my vergelyking weer andersom doen. Ek gaan sê as ek al my soutsuur gebruik, hoeveel magnesium gaan ek gebruik? Die molverhouding is 2 tot 1. Hoeveel soutsuur het ek? 0,035. So hoeveel magnesium gaan ek nodig hê? Hoeveel magnesium gaan ek gebruik? Okay, so gaan sê 0,035 gedeel deur 2 en dan sien jy gaan gebruik 0,0175. Jy kan nou weer gaan check, het ek genoeg, maar jy gaan sien jy het genoeg. Dis hoeveel jy nodig het en dis hoeveel jy nodig het en dis hoeveel jy werklik het. So jy het meer as genoeg. So jy gaan sê die magnesium wat oor is my 0,208 minus 0,0175 en jy kry nie gedeel deur nie. Jy kry 0,1905 gram. Nie gram nie, mol. Wat het hulle gevra vir jou? Die massa, nie die mol. Okay, nou vir die van julle wat dit nie so kan doen nie, jy is bietjie meer visueel, so jy wil dit sien wat gebeur, kan jy die moltabel gaan doen, hè? Plus bla 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 bla. Okay, so die molverhouding is 1 tot 2, 0 en 0. Dan sê goed, hoeveel, dis nou jou molverhouding, dan het jy begin, verandering, einde. Sê goed, hoeveel het ek van albei gehad aan die begin? Van hierdie het ek 0,035 en van hierdie het ek 0,208. Waar het ek dit gekry? Hierdie antwoord is sy beginwaarde en hierdie antwoord is sy beginwaarde. Dan sê goed, hulle molverhouding is 1 tot 2. Okay? So ek moet gaan kyk in molverhouding, is ek in stoichiometriese hoeveelhede, beteken gaan ek alles opgebruik, of gaan dan van die 1 oorbly. So dan kan jy sê nou reg, 0,208 gedeel deur 2, nie gedeel deur 2, nie, skies maal met 2. Dus jy gaan hierdie ene vat, en dan moet jy ons nou maal met 2 om uit te figure, maar hoeveel van hom gaan jy gebruik. Dan sê jy dit gee vir jou 0,416. Sê, kan ek hierso skryf, okay, hierso gaan ek nou gebruik 0,208 minus 0,416. Ek kan nie dit skryf nie, want daai minus 0,416 gaan vir jou minus getal gee, en jy kan nie in 'n minus ingaan op die einde nie. Okay, sê goed, dit kan nie wees nie, dit kan glad, Pietie. Hierdie kan nie werk nie, so dan moet ek hom andersom doen, as ek reg, as ek hierdie gebruik, helemaal, hoeveel van daai gaan ek gebruik? So dan gaan ek sê 0,035
Van daar tot daar moet ek gedeel deur 2, dan deel ek deur 2, dan sien ek moet dan hier gebruik 0,0175. Sê goed, kan ek daai twee van mekaar aftrek? Ja, ek kan, want dan bly daar 0,1905 en die 0 oor. OK. So jy kan alles in jou tabel ook gaan doen as jy sou wou. Nou moet jy net daar op die einde skryf mol, want jou antwoord moet 'n eenheid hê. Iemand 'n vraag daar? OK. Dan vraag 2.2. Sê vir jou jodium pentoksied, pent beteken 5, reageer met koolstofmonoksied gas en dit gee vir jou jodium solid en 5 koolstofdioksied gas molekules. OK. Nou sê hulle vir jou oormaat van hierdie reageer met 4,086 gram van daai. OK, so daai inligting is vir jou gegee. Nou vra hulle vir jou bereken die volume koolstofdioksied wat by STD vorm en dit het al 6 punte. OK, so hulle wil weet hoeveel van daai gaan vorm. So jy kan nou weer eens of jou hele tabel invul, of net 'n gedeelte invul, of net jou mol ratios doen, dit maak nie saak nie. Ek gaan net mol tabels doen, want ek dink party is net bietjie meer visuele leerders as ander. So die mol verhouding is 1 tot 5, geef jou 1 tot 5. Nou moet ek my begin molwaardes gaan uitfigure, dan hoeveel gebruik ek en hoeveel het ek aan die einde oor. Ek weet ek het altyd 0 en 0 hiervan om mee te begin. Ek weet ek het hiervan in oormaat. So ek gaan nie daai inligting nou invul nie. En omdat hy in oormaat is, beteken dit hierdie een is die beperkende reaktant, wat beteken dan alles opgebruik van hom. OK. Nou hier is 'n moltabel, so ek moet eers mol gaan uitwerk. So eers kyk ek na jodium pentoksied. Mol is massa oor molêre massa. En dit gee vir my 4,086 oor, joh, daar is 'n groot getal. 127 maal met 2 plus 5 maal met 16. 334. Gee vir jou 0,0122335. Something. OK. Yes? So dit is hoeveel mol ek het, daarom mee te begin. En ek sien, ek gaan alles van hom opgebruik. Hoekom? Want die ander een is in oormaat. Dan sien ek hierdie molverhouding is 1 tot 5. So as ek wil weet hoeveel van hom gaan vorm, gaan ek gaan mol met 5. En dan kry jy hierso om te wees 0,061167 bla 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 bla. So ek het 0,061167. En die vraag was nie hoeveel mol vorm nie. Hulle vra vir jou hoeveel koolstofdioksied die volume wat gaan vorm by STD. So 0,061167 volume oor 22.4. En jy kry 1,37 kubieke desimeter. Iemand 'n vraag daar? Jo, Ardo, hoe klaar jy dit nie? Dat plan. Dat dit daar oor 'n lyntjie gaan. OK. Enigiemand 'n vraag daar? Niks, julle is reg. Nou vra hulle vir jou, gedurende die reaksie vorm slegs 2,17 gram van daai. OK, nou die woord slegs sê vir jou, dit is nie alles wat moes gereageer het nie. Nou vra hulle vir jou bereken die persentasie opbrengs. OK? So wat gaan ons doen? Ons gaan eers gaan kyk wat is die mol wat moes gevorm het. Nou dit is maklik want die molverhouding is 1 tot 1. So as daar soveel gebruik is, dan is daar soveel gevorm wat 0,0122 oor is aan die einde. Nou as jy dit in jou tabel invul hierso, dan gaan ek van daai vraag af op na jou tabel toe en ek gee vir jou die punt daar. Maar as jy dit nie in die tabel ingevul het nie, dan moet jy by vraag 2.3 sê, die molverhouding tussen jodium pentoksied en jodium is 1 tot 1. Jy kon dit so gedoen het. Dan 0,0122 gee vir jou 0,0122. OK. Nou wil ons weet wat is die massa. Massa is mol maal molêre massa, 0,0122 maal met 127 maal met 2. Gee vir jou wat trek ons met ons vraag. Gina, jy het wag en spanning al vir jou vraag vir 'n hele rukkie.
Okay, kom ons kyk. Wat kry jy? 2,5. Regtig erg. Waar het jy dit afgerond? Daarso. Okay, onthou dis 2 desimale plekke. Ag, 2 beduidende desimale plekke. So daai 0 tel nie as 'n plek nie. Dis eers van daar wat hy tel, né? En jy eers op jou finale antwoord afrond. So jy het gekry 3,0988, min of meer? 3 0 wat? 3,04. Ja. Daar sal 'n range wees omdat ons van albei 'n paar vrae trek. So nou gaan ons by persentasie opbrengs. Wat is opbrengs in Engels, Amorey? Yield. Mooi. Theoreties maal met 100. So jou werklike opbrengs julle vir jou is 2,17 en jou teoretiese 1 is daai maal met 100 en wat kry jy vir persentasie, Rikus? 2,06. Daai maak nie sin nie, my ouetjie, sê gou weer. Heinrich? Maar, haal jy die sakrekenaar uit? 70? Ek is 70. Maar dit hang af waar jy afgerond het. Dit hang af waar jy afgerond het, maar jy moet rondom die 70,02% kry. Kyk. Nou is ons nog steeds by vraag 2. Is daar iets wat ek vir iemand hier moet verduidelik? Klaar wat? O ja, jy kan. Ja, maar nie allemaal. Wat jy vandag 5 van kry? Wat is vir my die moeilikste? Hulle raak baie moeilik. Wat is my die moeilikste? Ek weet nie, dit hang af van die jaargroep wat voor my sit. Wat vir die jaar die moeilikste? Dit is my moeilikste. Kan jy nou nie. Okay. 2.3. Organiese verbindings is mengsels van koolstof en waterstof wat partykeer met 'n ander element gebind is. Definieer die term empiriese formule. En weer? Die eenvoudigste formule waarin elemente verbind raak. Ja, eenvoudigste formule. Okay, 2.3.2. Een so organiese verbinding bestaan uit, nou sê hulle vir jou koolstof is 69,231, dan sê hulle vir jou, waar is my ding nou? Waterstof is 10,256 en suurstof is 20,513%. Nou vra hulle vir jou bereken die empiriese formule. Jean-Marie, wat moet jy doen volgende? Jy moet die mol gaan uitwerk en jy wys jou mol 'n formule. Onthou, jy hoef dit nie in 'n tabel te doen nie, né? Jy kan dit sommetjie 1 vir 1 vir 1 ook doen. Dit maak glad nie saak nie. Maar jy moet net wys hoe jy daai som doen. En het jy dit gedoen, Ardo, almal? Het jy net die antwoord geskryf? Hoe bedoel jy net die antwoord? Soos die empiriese formule se formule? Nee, die antwoord van die mol. Okay, so gee van die antwoord van die eerste mol. 5,7. Wag net gou 5,7 64 en Louis Henry die onderste ene. 10,28. Is jy afgerond? Ja. Kom rond jy af, jy mag nie by hierdie een afrond nie. Die hele, ek nou vir jou wys waar jy punte kry. Okay. Goed, wat is jou volgende stap nou weer, Pieter? Deel deur die kleinste ene. Ja? Jy gaan die rom deel. Wat het jy gekry, Pieter, toe jy gedeel het deur die kleinste ene? Dit was nie so 4,5. Okay.
Okay. Is dit wat jy reis ook gekry het? Die 8 en die 1, nee? Nee? Okay. So, jy mag nie by 4.5 eindig nie, nee? So wat gaan jy doen? Jy gaan reg deurmaal met 2 en jy kry dit om te wees C9H16O2. Okay, ja. Wat is daai gedoen? Wat noem jy die ding? Hy kan non-nanosuur wees of nog 6 ander name. Dit hang af hoe daai o's gebind is. Is dit daai van dis hexa of something? Dit is non is 9. Hex is 6. Okay, non-nanosuur. Juffrou sê nog wys hoe die punte kan jy. O, ek wou gewys het. 6 punte is 1, 2, 3, 4. O nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Goed, 2.3.3 sê hulle vir jou, 'n ander organiese verbinding is daai ene. Nou vra hulle vir jou bereken die persentasie waterstof in die verbinding. Nou ek wil gou weet wat is daai ene se naam, Charles. En dan wil ek weet by jou Henk, watter vorm, molekulêre vorm het hierdie verbinding? Julle het hom al gedoen in hoofstuk 4 hierdie jaar by intermolekulêre kragte. Hulle gebruik hierdie om in ou tyd as jy om jou uit te sit in 'n operasie, narkose. Of hulle gebruik dit as hulle wil ontvoer. Wil jy vir wie wil jy help? Wil jy vir Charles help of nie? Dit is nou die opsie. Charles, is iemand wat die antwoord ken? Ja, juffrou, ek kan hom maar gooi. Kan jy dit maar gooi? Ja, juffrou. Of sy, een van die twee. Ja, dan wat jy. Wil jy hom gooi? Hy? Chloroform. Ja? Onthou jy dit, Charles? Chloroform en watter vorm het hy? Skryf julle hierdie goed neer. Dis goed wat jy moet weet. Dis op daai lys wat ek nou die dag vir jou uitgedeel het. Ja? Yes, baie mooi. Jy het nou baie goed geraai. Waterstof met 3 klore. Hy is tetrahydraal of tetrahydries. Hy het Londen intermolekulêre kragte wat swak kragte is. Kyk, nou as jy sy persentasie waterstof wil gaan uitwerk, dan gaan jy sê, right, daar's net 1 waterstof in. So sy massa is 1 oor die massa van die totale ding en dan wat het jy gekry vir die persentasie Leandri? 0,84%. Okay. So. Volgende vraag, vraag 3. 0,84. Okay. Vraag 3. Sê hulle vir jou, jy het daar water wat gaan ontbind. Nee, water nie, peroksied wat gaan ontbind in water en suurstof en hulle sê vir jou hierdie ding is onsuiwer. En dan sê hulle vir jou die grafiek wat nie volgens skaal geteken is nie, gee vir jou die massa van die suurstof wat gevorm het. So jy begin daar en dan gaan jy op so. Hulle sê vir jou die suurstof se massa in gram en dan hierdie is tyd in sekondes en dan gee hulle vir jou 'n paar belangrike goed. Daai is 0. Hulle gee vir jou dat doorbo is 0.9 en daai het gelyk geraak by tyd T. En dan nog inligting tussenin. Ek gaan nou nie almal sin teken nie. Nou vra hulle vir jou, hoe weet jy die reaksie by tyd T is voltooi, Linden?
Joh, dis te wyk. Jy moet dit nog meer. Die suurstof se produksie het gestop. Hy produseer nie meer suurstof nie. Die produksie van produkte is klaar of wat ook al. So geen meer suurstof geproduseer geproduseer na dit nie. Joh, julle. Hierdie gaan nie goed nie. Okay. Skryf die massa suurstof wat toe die reaksie voltooi is geproduseer is 0,9 gram. Jy moet skryf gram. Okay. 3.3 sê hulle. Bereken die massa water wat toe die reaksie voltooi is geproduseer is. Okay, so jy moet gaan uitwerk met vir 5 punte hoeveel water is geproduseer. Hoe in die wêreld gaan jy dit doen? Watter inligting is vir jou gegee? Die massa suurstof wat geproduseer is. So jy weet mos nou, ek gaan nou sê molverhouding is 2 tot 2 tot 1, dan jy begin verandering einde. Okay? Obviously is dit aan die einde daai nou op, want dit is die enigste reaktant of die reagent, so hy is opgebruik by tyd T. Dan weet ons aan die begin was hierdie 2 0 en 0 gewees. Hulle moes 0 0 wees. Maar ons kan nou net, ons het nou net, gaan sê dat die suurstof aan heel einde was 0,9 gewees. So ek kan hier sy mol gaan uitwerk van wat het gevorm en ek kry dit as 0,028125. Okay, so dis hoeveel van hom geproduseer is. So ek weer moes aan die begin 0 gewees het en ek kan uitfigure maar hoeveel hier is toe geproduseer en dan sien ek hulle molverhouding is 2 tot of 1 tot 2. Okay, so as ek weet hoeveel hier geproduseer is, kan ek net gaan maal met 2 en sê maar dan hier is daar, was dit 5,6 geproduseer, mol. Die vraag was, wat is die massa? So nou kan ek na water toe gaan om sy massa uit te werk. Dis 0,056. Sy massa is 18. En dit gee vir jou 1,0125 gram. Ja, het ek reg bereken. Okay, onthou as jy nie 'n tabel gebruik of teken nie, dan moet jy daai molverhouding wys. Nee, moet dit wys. Dan vraag 3.4 vra hulle vir jou, indien die persentasie suiwerheid van die waterperoksied 87% was. Okay. Vra vir jou, wat was die massa van die onsuiwer monster? Okay. Hierdie vraag is nou 'n bietjie anders as wat julle gewoond is. So ek gaan net gou hier begin. Persentasie suiwerheid gaan ons nou wees die suiwer oor die onsuiwer of oor die totale monster maal met 100. Okay? Hulle sê vir ons hierdie is 87% maal met 100. Wat is die vraag wat hulle vra? Hulle vra, wat was die massa van die onsuiwer monster? So hulle wil daai X weet. Maar ek weet nie eers wat is die massa van die suiwer monster nie. Hoe die hel gaan ek dit gaan uitwerk, Dian? Anke? Gebruik die suurstof gelyk staan daai waterperoksied en toe gaan werk ek sy massa uit en sy massa is die suiwer. Mooi. So dis net die massa wat gaan reageer om vir jou daai te gee. So ek sê reg, ek het hierdie aan die begin gekry, so ek kan sy molverhouding gebruik om sy mol uit te werk en dan sy massa, of jy kan nou sê ek het nou klaar die mol gaan uitwerk, dit 2 tot 2 stel en dan syne gaan uitwerk. Of jy kan dit in die tabel net insit, dan moet jy 'n minus plus wees nie, dit 'n minus wees. 0,056, so hierdie moes 0,056 gewees het om hier te begin. Sy suiwer mol. Dis net die suiwer wat reageer, nie die onsuiwer nie. So sy suiwer mol is daarbo, nou gaan ek sê reg, nou gaan ek vir peroxide, sy massa gaan uitwerk, sy suiwer massa, mal met 32, 34. En dit gee vir jou 1,904 gram. So daai was my suiwer massa wat gereageer het. So nou kan jy X gaan uitwerk. Dregan, wat het jy gekry vir X? Sê weer?
Wag, myne is heeltemal verkeerd. Daai gedeel deur daai maal met daai. 2,19 gram. En maak dit vir ons sin? Ja, dit maak sin, want die onsuiwer moet groter, swaarder wees as die suiwer. Iemand 'n vraag daar? Kyk, so jou huiswerk vir môre, dames en here, is vraag 4, 5 en 6. Vraag 4, 5 en